Okay mense, dit is goed om in die huis van die Here te wees vandag. Amen. En ek wil net vir jou sê, vrouens, julle te sprankel in julle oogies vandag hoor. Ek sien dit blink soos diamantjies. Van mense daar klaar hulle chocolates op geëet. Wat hulle gekyk vanmôre, ek deel nie hierdie met jou nie, klaar. Wat my gesê. En sê dat chocolate gesweet. Want dit is al gunslike chocolate, so sy sê ek deel nie hierdie met jou nie. So, okay. Maar jy het goed vanmôre. Ek hoor daar's baie mense aan die wat siek is, ons is nog 'n bietjie hoeserig en ek hoor mense hoes daaronder. So kom ons vir mekaar bid, mekaar optel, mekaar versterk, sê amen. Amen. Ons gee die Here al die eer, die lofprys en aanbidding vir wat hy vir ons gedoen het in die jaar wat verby is. Amen. So kom ons hoofde buig, gaan ons oopmaak met gebed en dan gaan ek vir Vivian kans gee om haar ding te doen. Okay. As jy nie weet is klaar, dan kom ons eers sing. Kom ons eers bid. Here, ons kom uit hier vanmôre. Ons sê dankie vir die krag en die salwing van die Heilige Gees. Aan U kom al die ere, lofprys en aanbidding. Ons sê vir U dankie, Here. Sonder U, Here, is ons verlore, maar met U is ons meer as oorwinnaars. U woord sê ook, waar 2 of 3 is U daar in ons midde. Ons bid dat U hierso sal wees, Here, tussen ons. Ons sê dankie daarvoor. Bid dit in Jesus naam. Amen. Holy Spirit, touch my soul, touch my spirit, and make me whole. You are the light, the truth, the way. I trust in for you. Son.
walk with you, Jesus. Don't ever leave me alone. For without thee I can never my home. Oh, please let me walk with you, Jesus. Don't ever leave me alone. You know what I'm talking about. For without thee I can Amen. Goeiemôre almal. Ek wil net vir elke moeder sê gelukkige Moedersdag en elke vader gelukkige Moedersdag. Want dis weer die paaswerk maak maar net so hard soos die maas. Maar ek wil vanoggend net 2 sekondes pastoor gaan preek, maar ek wil net 2 sekondes vat. Ek wil graag 'n Bybelvers met julle gedeel het en ek het heeltyd gewonder wat sê mense vir die maas? Daar's so baie dinge wat mense in die Bybel uit kan haal oor moeders en oor die maas in die Bybels en hoe sterk hulle was en sulke goed. Maar 'n vers wat vir my baie uitgestaan het was 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Ons almal ken dit, die liefde. En dit som vir my 'n maas so mooi op. Ek weet baie pastore gebruik dit altyd as 'n Bybelvers as hulle nou iemand in die trou toestaan. Maar ek wil dit vandag toepas op moeders en ek wil dit graag vir julle lees. 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8, maar net die eerste deel van vers 8, dit sê: Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Nou, ek wil net eers daar stop, as ons nou dink aan lankmoedigheid. As jou kinders klein is en hulle siek, dan klim hulle mos so boor jou, en hulle vertrap jou, en dan lê hulle so, en hulle wil nie dit hê nie, hulle wil nie dat eet nie, en hulle wil nie die pink koppie hê nie, hulle wil die rooi koppie hê, en dan het 'n mamma lankmoedigheid, want jy byt op jou tande en jy weet, ek hierdie kind is siek en geïrriteerd, hier's waar ek dit by mekaar moet hou, anders gaan ons altyd ons kop verloor. Lankmoedigheid, vriendelikheid. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Toe ek dink aan onwelvoeglik, toe dink ek in die kerk, ek onthou my ma as sy haar oog so getrek het
of sy het jou so aan die been geknyp in die kerk, dan weet jy, dit is nou genoeg, en dit was nou laaste, so sy het jou nie oor die kop geslaan in die kerk, onwelvoeglik gehandel nie, sy het dit met respek en netjies, en jy het geweet, as sy daai oog getrek het, is dit nou klaar. Dit soek nie eie belang nie. Nou daai deel vir my soek nie eie belang nie, is die karaktereienskap van 'n mamma vir my. Want ons sit altyd ons kinders, ons huis, die hele huishouding, ons mans, almal, ons sit alles bo onsself. Ons sal eerste moeg wees, en ons sal eerste honger wees, en ons sal eerste alles, maar ons sal nog steeds aangaan, en ons sal nog steeds doen wat moet gedoen word. Ons is eintlik superheroes. Hulle word nie verbitter nie. Reken die kwaad nie toe nie. Ek noem dit, you choose your battles wisely. Soms het jy net nie lus vir 'n beklei nie, het nie lus vir 'n fight nie, dan los jy dit eerder. Want jy weet, okay, hierdie ene gaan ons nie nou doen nie, dan gaan jy maar nou net aan. Maar daar is partykeer dat ons maar kwaad word, maar jy choose your battles wisely. So jy reken die kwaad nie toe nie. En ons bly ook nie kwaad maklik nie. Jy weet, ons gaan maar net môre maar weer aan, en nou is dit seer, en nou is dit hartseer, ons gaan maar net aan en ons beweeg aan. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Nou Lukas Marie het gesê, die liefde van 'n moeder is soos 'n weduwee se kruik, wat altyd vol bly, al sal jy dit gebruik. Die beste beskrywing is, dat ons gee en ons gee en ons gee en ons gee, en al is ons eie koppie soms leeg, dan vra ons maar vir die Here, Here gee my krag, gee my net wysheid, dat ek net kan aangaan, en dan gee ons maar net weer. So ek wil net elke vrou vanoggend en elke mamma en ouma vanoggend bemoedig het met, onthou, hierdie deel het God gesê, dit is eintlik 'n ma. En hy het ons op die aarde gesit vir 'n doel en vir 'n rede vir ons kinders, want as hy net papas was, dan sou hom nie kinders gewees het nie, want hulle almal sou dit nie gemaak het nie. Want die papas het nie altyd die geduld wat 'n mamma het om te sê, nee, man, los dit maar nou net, kom ons gaan maar nou net aan nie. Papas wil eers net partykeer fight. 'n Ma werk 24 ure 'n dag. Sy is 'n kok, sy is 'n ATM, sy is 'n bediende, sy is 'n sjofeur, sy is 'n beskermer, sy is 'n onnie, sy is 'n raadgewer, sy is 'n verpleegster, sy het 'n hart van 'n trooster, sy is 'n alarm, sy is 'n kalender. Dis nogal snaaks vir ons mammas, om elke verjaarsdag onthou, ons weet wanneer wie toets skryf, wat se toets skryf vir ons, onthou ons eie goed, ons onthou die kerk se goed, ons onthou die man se goed, wanneer sy familie almal verjaar om te herinner. Ons is 'n dagboek wat alles kan onthou, ons is room service, ons is 'n gebedsengel, ons is 'n verwoede leiwag, en ons kry geen sieke verlof nie. Ons kry nie vakansie daar nie, en ons kry ook nie af daar om te sê, ons kan 'n leave-vormpie invul, ek vat vandag af nie. Ons werk harder as enigiemand anderste, en al betaling wat ons soek, is liefde, respek en drukkies. Ek wil graag hoor of ons, ek weet Talisa net, en Tanya, hulle kan maar sit, maar elke ma wil ek hê ons moet net vorentoe kom, en dan wil ons graag net vir julle bid, asseblief, as julle nie omgee nie. Jou Bybel, ek wil nie weer jou preek oorpreek nie. As nie iemand sê gedoen het nie, maar as jy nou die preek kan vat. Regtig? Amper. Amen. Amper. Ok. Die preek se naam is 'n kruis van 'n moeder. Ek het baie keer gewonder, wat wees, voor ek begin, laat ek eens dit sien. Wat dink jy van my hemp? O ja. Wat is hier? Wat is hier so? Is dit blomme? Is dit nie blomme nie? Want jy weet, ek dra dit vir blommie. Sy is my blom. Jy moet eintlik nie so voorkom sit, want ek gaan met haar praat nou vanmôre. Ek wil met haar praat, ek wil 'n klaring smaak vanmôre.
weet dat so die manne moet ook verklaarings maak vanmôre vir jou vrou. Ek dink dit is tyd dat ons begin dit doen in die huis van die Here ook. Doen dit in die kamer nie, by die bed en whatever, maar in die huis van die Here dat mense kan sien. Ons is kinders van God. Ons verklaar wat ons glo. En dit wat moet ons wees. Amen. Ok, kom ons net terug na die preek toe voor ek begin met ander dinge. Hier is die skrif wat jou gaan oordeel die dag jy voor die Here staan. As jy klein is, of oud is, of wie jy ook al is, sê dit. In Exodus 20 vers 12 sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God, aan jou gee. Dan lees ons hierso, Matteus 16 vers 24 sê, toe Jesus sê vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en die kruis opneem. En toe sê nou Matteus 20 vers 28 sê, dis soos die Seun van die mens gekom het, om nie gedien te word nie. Hy het nie gekom om mense, hy moet gedien word, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. As ek hierdie skrifte lees, dan lees ek mama. As ek hierdie skrifte lees, dan lees ek mama. Die regte woord is mama, as jy hierdie skrifte lees. Die eerste woord wat die Connie se sy grandchild gesê het, was mama. So hierso is die geheimkind van God. Mama. Mama is die een wat eintlik die huis regeer. Mama is die een wat ook storings gee. Mama is die een wat vir jou geswees sê, ek is lief vir jou. Mama, wie jy is, jou kind, jou man. Ek wil nie sê dit vir die hond nie, maar die hond gaan nie luister nie. Het jy baie water hier so gesit, Poppie? Koue water. Mama is die een wat as jy seer kry, huil saam met jou. Mama is die een wat jou vrymaak van die dinge wat jy dink is te veel vir jou lewe. Ek praat van Jesus ook. Maar mama is 'n voorbeeld vir jou as Christus in jou huis. Mama doen alles vir jou. Dit is Jesus vir jou alles doen. Mama sal vir jou beklei. Sal nie toelaat nie, maar mama is ook regverdig. As jy verkeerd is, gaan mama jou regmaak. Jy weet, my grootste pak slaap was deur my ma. My pa was 'n groot man. Hy was hier so by die 7.2 of iets so dit. Hy was 'n groot man, hy het hier so gestaan. My ma het hier so gestaan. So. En eendag sukkel ek met my ma. Sy is ons Portugees. En 'n Portugees gryp alles wat om hom is en slaan met dit. Toe ek uitvind nou dat die pan teen my kop is seer. My ma, ek was banger vir my ma dan vir my pa. My pa het my geslaan, die sweep as ek nie waar huis nie. Maar my ma, as hy iets vir my gesê het ek geluister, opgespring, ja maar, ek sal dit nou doen. Dis hoe jy moet wees, om jou ma te eer. Omdat as jy dit nie doen, jy gaan jy voor God staan in elk geval. Jy kan dan noem wat jy wil, jy kan dan vloek, maar laat ek jou dit sê, soos ek vandag hier so voor jou staan, en jy sien my, God het jou naam gevat. God het jou naam gevat, en jy sal by hom moet antwoord gee vir die woorde, wat jy teen die geseënde, wat hy gemaak het, om jou te dra. Ons moet verstaan, Psalm 139 vers 13 en 14 sê, wat U het my neergevorm, my in die
my moeder se skoot geweef. Ek wil net vir jou sê, dit is nie net 'n toeval dat jy daar was. Die ding is, dat jy is daar, wat God jou daar gesit het, en jou geseën het, en jou mamma gegee het, wat om jou omgegee het. Sy is ook 'n leraar, soos ons vanmôre gehoor, dankie vir die preek hoor. Sy is 'n leraar, die haar manier, wat sy met jou hanteer, kind van God, op kinders, op man, moet jy weet, sy probeer, jy weet, 'n man is 'n ander man, 'n man is 'n, ek sal nie sê vieslik nie, maar 'n man het sy eie dinge. Hy dink ons hy is die hoof van die huis, wat ek sê gaan, maar dit is nie wat die woord eintlik sê. As jy wil soos 'n koning behandel word, man, behandel jou vrou soos 'n koningin. Moenie vir haar. En vrou, moenie probeer jou man se werk doen nie. Jy is nie die hoof nie. Hy is die hoof. Hy moet voor God staan vir jou. Dat hy toelaat dat jy op sy kop trap hele tyd. En die broek dra in die huis. Dit is uit. Mama, dit is jy nie gemaak vir dit nie. Jy is gemaak om liefde te wys, soos die Bybel praat, van wat sy vanmôre gepraat het, van die liefde. Jy is gemaak om 'n kind te dra, die seën van die Here op jou. Dit is 'n seën van jou, wat op jou is. En jy weet, hier is die ding. Wat maak die mamas bly? Wat maak mamas bly? En ek gaan vir julle dit lees. Dit is in die woord. Jy het nie dit geweet nie. Maar nou Jesus staan dit. 3 Johannes 1 vers 4 sê. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Kyk, alles wat sy jou geleer het om die Here te dien, alles wat sy vir jou gesê het om te leer, en jy begin wandel daarin en sy so bly vir jou. Ek sê vir jou, jy kan op maak van my daai koekies, sy sal daai koekie vir jou maak. Op wat jy doen, wat sy gesê is in haar gees, om jou te leer, die pad wat jy moet loop. Mama, is daai woorde. Mama het gesê, mama sinne. Ek het altyd met een van my kleinkinders, dit is Yvonne, dan vat ek haar so 'n klein boutjie sê, wie sinne is hierdie? Sê, ouma sinne. Hy sê, wie is hierdie? Is myne sinne. Dis die indruk wat 'n ma moet in jou lewe maak. Maar as jy geen respek vir jou ma het, het jy geen respek vir God. Regtig. As jy geen respek vir jou ma het vanmôre, het jy geen respek vir God, laat ek dit vir jou sê. Hulle is sterker dan wat ons het krag sterk. Hulle deernis. Hulle sal die babietjie daar in die pyne deurgaan, hulle sal alles doen vir jou, as jy haar reg behandel. Ons leef in 'n tyd, waar manne dink vrouens is, ek kan sommer 10 koop nou in, hier is een hierso, so daai een vat en daai een. Dis die tyd soos voor die vloed was soos dit. Waar hulle die vrouens verneder en gemaak cheaper dan die beeste. Ek was vir jare in Algeria, waar ek daar gewerk het. En ek wil julle sê, daai vrouens daar, hulle was cheaper dan die honde en die katte vir die manne daar. Hulle sê, as jy net iets sê teen daai ou, hy slaan die helletje uit net daar voor jou, voor al die mense. Jy praat nie so met my, ek is die baas van die huis, jy is gekoop. En ek wil jou sê, kind van God, as jy teen jou ma spreek, spreek jy vloek op jou eie lewe. As jy teen jou ma iets sê, dan spreek jy teen jouself. Wat weet jy wat gebeur? Jy dra daai vir die reste van jou lewe. En dan moet jy nog steeds by God gaan verantwoordelik gee vir wat jy gesê het teen jou ma. Wat jy gesê het, hoe sleg is sy?
En ek het dit gehoor al. Hoe maak die manne hulle vrouens sleg? En ek het gehoor, hoe praat die kinders van hulle ma. Maar as hulle wil goed te hê, dan is die ma goed genoeg om dit te kry. En ma gaan na die pa toe en praat met die pa, ons moet vir Ralfie iets koop. Koop hom asseblief daai ding. En dan gaan koop die pa wat die ma gevra het, want hy is ook gehoorsaam pa. Maar die kind is nie. Daar is een ding wat mens bang maak, is dat die dag van die waarheid kom naby. Daai dag is 'n vieslike dag. 'n vreeslike dag. Waar jy voor 'n lewendige God moet staan. Waar jy engele sien wat 20 of 30 meter lank is, wat voor hom kniel. Waar jy hoor hoe huil hulle oor die Here, die mense wat deur, al klaar deur, huil oor die Here. Die Bybel sê, dat die 24 ouderlinge gooi hulle crowns on the floor. Hulle val op hulle knieë. Hulle huil. En almal wat kan sê vir hierdie God wat hulle voor aanbid is heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Dis die God wat almal vir ons gaan voorstaan. Dis die God wat die engele vrees. Hier, sy naam is Jesus. Dis hy wat geregtig is en regverdigheid sal geskied. Ek wil net vir jou sê vanmôre, ek gaan nou gaan na die volgende een toe wat ek wil nou doen. Ek kyk na daai ding. Hierso sê dit in Spreuke 31 vers 24-26. Hy sê, sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewe sy aan die handelaar. Sterkte en eer is haar kleed. En haar lag oor die dag wat kom. En sy lag oor die dag wat kom. Dit is hoe 'n ma is. Sy laat nie die dinge onderkry nie. Sy staan op, omdat haar verantwoordelikheid is die meeste aan God, en nie aan haar man nie. Omdat aan God doen sy wat sy moet doen, wat is in haar geweef, hoe sy moet wees, om haar kinders en haar man op te pas. Maar jy kind van God, en ek man, het jy gewonder, ek gedog hulle moet nou 'n nuwe skemes inbring vir die vrouens. Kyk, hulle baie skeer goede. Maar dit een kry wat op die tande, al die hare op die tande, wat jy moet hê met jou man te sit en jou kinders af te skeer. Ek wil jou sê, kind van God, dit is die mamas. Wat jy hier hierdie woorde lees, wat ek eers gelees het, dis mama. Sy gee haar lewe vir jou. Mama. Man, sy is lief vir jou. Mama. Sy is daar vir jou. Mama. As jy die skole probleem het, wie gaan? Pa gaan nie, maar hy gaan beklei. Mama gaan. Want mama weet wat om te sê. Mama weet hoe om te hanteer in daai situasie. Wysheid is aan haar gegee. Nou vanmôre, ek wil met vrou met daar agter sit, ek het 'n sakdoek op. Sy sit, dis mama daar. Mama wys vir jy het 'n sakdoek gehad, gebruik dit, moenie styf nie. Maar ek wil jou sê, vrouens, mans, jy is tyd dat jy jou vrou 'n bietjie oplig, jy weet. Tyd wat jy vir jou vrou sê, hoe jy wil haar voel. En jy is nie skaam om dit te sê vir haar nie, so ek gaan vir haar Blommie sê daar agter, Blommie kom sit hierso, ek kan in jou oogies kyk. Kom Blommie, sê my net hierso sit, dat ek kan haar sien. Jy sien, sy het ook blomme op, hè. Dus sy het 2 tipe name, een is Rikkie, dis wat haar vriende haar noem en mense, en dan Poppie is wat ek noem, maar as ek desperaat is, dan noem ek haar Blommie. En ek wil net vir jou sê, Poppie, Blommie,
Ek het hierdie gedra vir jou. Moenie huil nie. Ek het hierdie vir jou gedra vanmôre om te wys hoe waardeur ek jou. En dit is 'n goeie ding die dag die Here jou vir my gegee. Weet jy, dit is 'n goeie ding. Jy het my verander. Die Here het jou gebruik om my sens te gee, my brein. Die rande nie, jy wat die rande, ek sal die sens van vat. En die Here het vir jou gemaak dat ek vandag die man is wat ek is, deur jou ook. Jy het ook 'n hand in hierdie man wat hier so staan. En hierdie man is lief vir jou. Kan ek jou 'n knikkie gee? Sal ek knikkie gee? Sy like daai knikkie wat ek vir haar gee. Maar ek wil net sê, Poppie, ek kan nie aangaan sonder jou nie. Ek kan aangaan, maar ek sal nie nog 'n een kry soos jy nie. Ek sal wel nog 'n een hê soos jy nie. Jy is alles vir my. Die Here is alles. Wel, vir ons is die Here alles. Maar jy, in my persoonlike lewe met jou, is jy alles vir my. Ek sal nie toelaat dat iemand met haar so praat nie. Ek is jammer. Ek gee nie om wie jy is. En as ek met jou 'n paar blaaie gee, sal ek dit ook doen. Omdat ek het so respek vir haar, vir wat sy vir my gedoen het al in my lewe. Weet jy wat sy het my gestaan al die jare in die bediening. Staan die bediening. Kom ons praat oor die bediening. Waar jy nie kos het nie, kom ons praat oor die bediening. Dan sê hy daar. Waar jy nie geld het nie, kom ons praat. Dan sê hy daar. Waar ek hier dinge gaan, frustrasies wat ek kry. Wat nie dink wat ek gepas toe is, ek is al heilig en ek loop op die water. As ek nou met op water loop, kan ek sink. Wat ek dit vir jou sê, sy was daar met my. Maar as ons laaste broodjie gevat het, daar in die kas uit, eet sy die broodjie saam met my. Ek wil hê jy moet verstaan, kind van God, dat jou vrou wat laat jou staan, is meer dan wat jou kind, my kinders, sal haar nie disrespekteer vir my. Ek laat dit nie toe, die sorry. As my kind het dit gedoen die dag, toe jaag ek hulle uit die huis uit, laat hulle loop. Sy is nummer 1 in my lewe, wat God het haar vir my gegee. As die kinders hulle disrespekteer, het hulle my nie gevloek op hulle lewe, kyk na hulle lewens vandag. Ek wil nie so lewe. Ek wil jou sê, Poppie, jy weet, mense in hierdie maand, wat nou voorlees haar verjaarsdag, te raak sy 7 jaar oud. Sy raak 7 jaar oud hierdie maand. En nie net dit, ons is getrou hierdie maand ook. Ons is 50 jaar getrou. So, in al die 50 jaar, ek weet ek het strooi aangejaag. Ek het sien, ek bely nou vir my son, dis al voor die mense. Jy moet goed verloor die saak, Poppie, maar ek is baie lief vir jou. En jy moet weet, ek sal nie toelaat dat enige ding met jou gebeur nie. As ek in die omgewing is daar moeilikheid vir die mense wat dit doen, teenoor jou. En ek weet mense like om jou af te knou, omdat jy so sag is. Maar laat ek dit sê, hulle ken nie die ander kant van jou soos ek jou ken. Ek het met daai eendag geboks, toe klap sy weer dat ek daar lê. Kon ek dit sê? Jy kan nie dit doen nie met jou vrou nie. God gee jou die verantwoordelikheid, man, om jou vrou soos 'n vrou te behandel. Om haar op te tel. Om vir haar te veg, wat dit nodig is. Nie toelaat nie, dat die kinders met haar so praat nie. Ek is jammer. Dit kan nie so wees. Maar jy weet wat nie. Ek wil net vir jou sê nie. Ek wens ons is nog 20 jaar by mekaar. Sy sê, ou nou. Dit wat sy gesê, ou nou. Want sy weet, sy moes maar haar op wat tuintjies gehad vir my. Ek het niks gesê.
Nee, ek weet wat ek sê iets selfs. Ek sê alles vanmôre. Dis hoe sê ek vir jou, mense, ek gaan nou kans gee vir elke een van julle om met jou vrou te praat. En jy sê, wat? Ek gaan nie vir die mense sê, vir hy praat met haar. Sy sit aan langs jou. Jou mamma sit langs jou. Die een sit langs jou. Want jy moet oplig vanmôre. En elke dag van jou lewe oplig en haar dra. Beteken kan ons nie hulle dra nie, hulle raak 'n bietjie mooi. Maar, op die einde van die tyd, as ek na haar kyk, sien ek, my vrou soos ek altyd al gesien het, met lang blonde hare, fris bene. Ek sien haar, soos sy was. Ek sien haar, soos sy is nou ook. Met kort grys hare, met fris bene. Maar ek wil vir jou sê, kinders van God, jou vrou is jou verantwoordelikheid, man. Jou vrou, seuns, daar's een. Jou ma is jou toekoms. Behandel jy jou ma so strooi, dan moenie vra hoekom gebeur die dinge met my. As jy disrespect in jou ma het, moenie die vraag vra. Moenie die vraag vir die Here vra. But why am I like this today? Moet dit nie vra nie. Omdat jy het 'n vloek oor jou eie lewe gebring om teen jou ma te praat. As sy nie daar was jy ook nie daar. As sy nie jou nie doekies aangesit het toe jy klein was, en bottel gegee, en jou ruggie getap elke nou en dan, het jy 'n probleem gehad. Dit was jou ma. En man, dit was jou vrou, wanneer jy so siek soos 'n hond is, wat goede vir jou aanbring. Wat jou help, om oor die ding te kom wat jou pla. Amen. Ek wil hierdie mans met amen sê. Amen. Dit is goed dat julle luister. Jy moet amen sê, want dit is die waarheid. So ek gaan julle 10 minute, dan gaan ek die diens afsluit. Ek wil hê jy moet met jou vrou praat. Sê vir haar hoe lief is jy vir haar. Sê vir haar dankie vir al die jare van strooi wat jy aangejaag het. Maar die mense sê, jy doen dit nie, asseblief. Ek het dit gedoen. En ek was soetseer. Wat lag jy is? Nie so lag. Ok, ek los het 10 minute. Speel daar the one that you played this morning, please. So, praat met jou vrou. Ek los julle nou nie uit. Praat met jou vrou. Moet nie vir my kyk nie, praat met jou vrou. Daai klein kind vir my die so. Sorry girls, my mother is my Valentine. Ja, hallo. Tot. Sorry girls, my mother is my Valentine. That's what your mother should be to you. Every day of your life. Amen. Ek hoop vandag gaan 'n goeie dag wees vir julle. Daar is daar woordskool. Daar is woordskool vandag. Kom maar die woordskool toe asseblief, die wat daar is. En ek wil jou vra, kind van God, draai die boodskap in jou hart. As jy eers begin kwaad word op iets soos dit, man, dink net aan jou vrou. As jy, vrou, begin kwaad word aan jou man, dink net aan jouself. Jy moet die voorbeeld wees vir jou man, eintlik. Hy is die voorbeeld vir jou, miskien. Ek wil, dit is nie dit nie, ons sal dit saam doen. Ons sal dit deurdruk. Ons sal dit optel. Ons sal hierdie pad loop, soos my vrou met my met pad geloop het. Ons sal dit doen. Moenie worry raak, die Here voorsien. Hy gee nie om nie, hy voorsien op die regte tyd, want dit nie reg is nie, dan wat jy weet is nie die regte tyd nie. Dit is hoe die Here werk, met die vrou en met die man, wat sê ons en die Here is in die ons. Amen. Alright, ek het klaar gepreek, kom ons hoofde by. Here,
U het gehoor die gedagtes en gesien die gedagtes. U weet alles wat ons sê en doen elke dag in ons lewens. U is die een. Daar is niks wat ons van u kan wegsteek nie, Here. U sien alles. En vandag bid ons 'n seën oor die vrouens in ons gemeente, die ma's in die gemeente. Ons bid dat u vir hulle sal wysheid gee. Dat u hand op hulle sal wees. Dat hulle sal getrou wees. Dat hulle, Here, sal vrugbaar wees. Dat hulle, Here, u naam sal loof en prys in gees en in waarheid. Ons kom voor u vanmôre, Here, want ons weet, almal van ons, mans en vrouens kom en herken ons het u nodig, maar vanmôre wil ons vir u sê, Here, dankie dat u vir ons, vrouens en mamas gegee het, wat ons gaan help om sukses te behaal in ons lewens. Sukses, Here, word nie bepaal deur geld en dinge so dit nie. Sukses word bepaal deur die gelukkigheid wat jy het in jou huwelik. En ek bid dit in Jesus naam. Jesus, kom ons teen hierdie huwelike wat so breek, Here. Is dit die mans of vrouens se skuld, is die ding nie. Dit is die duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu om die mense te verskeer. Ons bid vir dit, Here, dat dit sal gesond word. In ons huwelike wat ons hier in die kerk het, bid ons vir hulle om gesond te wees. Om ons te wees in die naam van die Here. Ons bid dit in Jesus naam.